Goeienaand, broeders en susters. Hartlik welkom by hierdie tweede erediens wat ons vandag hier in ons gebou kan by mekaar kom om die Here te loof en te prys. Een afkondiging, kollektes, onder die diens is dit vir die kinderhuise en by die deure vir ekumenisiteit. En dan is dit vanaand weer vir my 'n groot voorreg om vir Dominee Freddy Postma hartlik welkom te heet hier by ons. Hy is emeritus weer daar park, maar hy toe wyslik besluit, hy gaan ons liewers hier in die Kaap kom help, en toe trek hy Melkbosstrand toe. Baie hartlik welkom, Dominee. Ons bid hier die seën van die Here toe in die woordverkondiging. Broeders en susters, broeder Pieter, baie dankie vir die woorde van verwelkoming. Mag ons saam wees vanaand rondom die Here se woord vir ons almal tot groot seën wees en verryking van ons lewe as sy kinders. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werk van sy hande. Daarom, broeders en susters en kinders, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 89, die beruiming van Kloete. Vir ewig staan u trou, dus sonder wankeling. U is die heerser, Here, en u bedwing die see. U maak sy golwe wat onstuimig is gedwee. Die vyand is verjaag, vernietig deur u oormag. Wat op die aarde is en in die waterswemel is in u besit, die aarde en die hemel. Kom ons sing vers 1 en vers 3, 89, hartlik saam. Daar is geen land so ver of woes geleë
Geen strand, o Heer, of wilde waterweë, geen hemels weer in die oneindigheid, of orals blink u naam en majesteit. Ons dank u, Here, dat ons ook vanaand saam met 'n skepingskoor kan bly wees en saam sing tot u eer en u verheerliking. U het ons lief met 'n ewige liefde. Trouwens, u het ons by die naam geroep. Ons is u eiendom. En nou dank ons die Here dat ons die voorreg het om vanaand mekaar se geloofshande te kan vat. En saam met 'n skare gelowiges ons knieë te kan buig voor as die een wat gister en vandag en vir altyd dieselfde is, by wie daar geen skaduwee van omkering is nie. En daarom wil ons u vanaand aanbid. Ons wil voor u kom neerkniel as ons bid. Ons wil uit ons hele hart en siel juig as ons sing. Ons wil u woord vanaand weer indrink, soos 'n klein babietjie. Ons wil mekaar sien en mekaar groet met 'n heilige kus. En daarom pleit ons, Here, laat u Gees op ons val. Laat dit ons harte sag maak en ombuig. Laat u Gees ons volmaak, sodat ons u kan lief hê met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand. Ons dra daarom ook in besonder u kerk op aarde aan u op. U het ons geroep, Here, met 'n heilige roeping. Dring ons harte deur u Gees en vul ons met u woord. Sodat ons getrou aan die roepstem en gegrond in die waarheid, dat u die rots is waarop ons alles kan bou. Dat ons uiteindelik ook lewende getuigskrifte mag wees in 'n ou stikkende wêreld, om uiteindelik die blye boodskap te mag deel aan almal met wie ons paaie kruis. Maak ons getrou in ons roeping. Ook vanaand as ons na u woord luister, Here, maak dit in ons harte stil. Gee my die genadekrag, Here, om u woord reg te sny en oor te bring na u bruidskerk, sodat sy gestig mag word in haar allerheiligste geloof. Hoor ons stamelende gebed. Nie omdat ons dink u moet na ons luister nie, Here, maar om Jesus Christus wil alleen. Amen. Kom ons sing weer uit Psalm 138, ons sing nou die Tosiusberuiming, 138, kom ons sing vers 1 en vers 4. Ek sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer. As in my angs en teëspoed die krag en die moed my wil begewe, dan keer u hand en u red my lewe. Kom ons sing dit belyden saam, 138 vers 1 en 4.
Broeders en susters en kinders, ons gaan die Here se woord aan u bedien uit die boek Genesis, die laaste hoofstuk, hoofstuk 50. Ons gaan lees van vers 14 af tot en met die eind van die hoofstuk. Ons teksvers is die laaste vers in die boek Genesis. Dit lui so: Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. En hulle het hom gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kus gesit. Ons gaan ook lees uit die evangelie van Matteus, hoofstuk 28 van vers 1 af. Kom ons lees nou eers uit Genesis 50, ons lees van vers 14 af. Na die begrafnis is Josef en sy broers, dis die begrafnis van Jakob dan nou. Na die begrafnis is Josef en sy broers en almal wat met hom saam is om sy pa te gaan begrawe terug Egipte toe. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het u vader beveel: julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. En Josef het gehuil oor wat hulle hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê: hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord: moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie, ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. En Josef het in Egipte gebly en hy en sy hele familie, en hy het 110 jaar oud geword. Hy het die kleinkinders van Efraim gesien en hy kon nog die kinders van Manasse se seun Maker as sy eie aanneem. En Josef het vir sy broers gesê: na my dood sal God na julle omsien en hy sal julle uit hierdie land uit laat trek na die land toe wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob. En Josef het die seuns van Israel met 'n eed laat beloof: wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat. En Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kus gesit. Ons lees tot daar en dan uit Matteus hoofstuk 28. Ons lees van vers 1 af. Na die Sabbatdag toe dit die Sondagmôre begin lig word, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. En skielik was daar 'n geweldige aardbewing. 'n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. En sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy's nie hier nie. Hy's uit die dood opgewek soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels: hy's uit die dood opgewek en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Hulle het toe haastig van die graf af weggegaan, bang, maar baie bly. Hulle het gehardloop om dit aan die disippels te vertel. Skielik het Jesus daar voor die vroue gestaan en hulle gegroet en hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers, hulle moet na Galilea toe gaan. Daar sal hulle my sien. Net tot daar.
Genesis 50 vers 26, hulle het vir Josef gebalsem en hom daar in Egipte in 'n kus gesit. Nou liewe broeders en susters en kinders, dit is baie opvallend, opmerklik in die boek Genesis dat die laaste wat daarin aan ons verhaal word, die feit is dat Josef in Egipte land sterf, en dit wat ons teksvers dan uiteindelik vir ons gee, dat hulle hom gebalsem het en in 'n kus in Egipte gesit het. Mens sou dus kon sê vanaand, broeders en susters, dat die laaste wat die boek Genesis aan ons verhaal is van 'n doodskus. Die laaste woorde waaroor die laaste hoofstuk eintlik handel, is nie net die dood van Jakob nie, maar ook die dood van Josef. Dis 'n doodshoofstuk waarmee die boek Genesis afsluit. En nou het ons gesê dat dit opmerklik is dat dit nou in Genesis in die laaste hoofstuk na vore kom. Want spreek die eerste boek Genesis, die boek Genesis self, spreek dit dan nie van die begin van alle lewe nie, van die skepping en die wording van alles uiteindelik, uit niks uit nie. Juis omdat die eerste boek spreek oor die lewe, praat en handel oor die lewe. Daarom word dit ook Genesis genoem. Geboorte, ontstaan, die begin van alles. Genesis begin daarom, liewe broeders en susters, met die uitbundige weelde van die skepingslewe. En nou eindig die boek met 'n doodskus wat daar ergens in 'n heidenland staan, Egipte. Genesis is aan die een kant 'n boek vol heerlike beloftes, die begin van alle lewe. Ja, na die val van die mense in die paradys en die swaar straf wat oor hom uitgespreek is oor sy sonde, gaan die lig tog op as die Here aan die mens sê dat een uit die geslag van die vrou die kop van die slang sou vermorstel. Die eerste klanke van 'n verlosser wat sou kom. Adam het dit geglo en daarom noem hy sy vrou Eva, omdat sy die moeder geword het, so sê hy dit ook, omdat sy die moeder geword het van alle lewe. Ja, ook is beloof dat Silo sou kom, en aan hom sou al die volke gehoorsaam wees. 'n Uitroep na die groot verlosser. Aan Abraham is beloof dat sy nageslag Kanaan sou beerwe. Dat hulle oor die hele aarde geseën sou word. Ons sou dus met reg kon sê dat Genesis die boek van heerlike beloftes vir die toekoms is. En tog, as die boek eindig, dan word dit of ons niks meer van die beloftes hoor nie. Trouwens, ons hoor van 2 begrafnisse in 1 hoofstuk. 'n Pa en sy seun. En in ons tekswoord hoor ons en sluit die boek af met 'n doodskus. Hulle het hom gebalsem en in 'n kus gesit daar in Egipte. Die leier en verlosser van die geslag van Abraham het gesterwe. En sy familie woon in 'n vreemde land onder 'n vreemde volk. Op die oog af lyk dit eintlik pateties. So asof al die lewe waarmee die boek begin het in sy omskrywinge op 'n koelde zak
uiteindelik uitgeloop het? Is dit waarop alles uiteindelik moes afstuur? Is dit wat uiteindelik die afloop was? 'n doodkus in 'n vreemde land. En nou is dit so, liewe broeders en susters, vir die mens wat net die dinge met die natuurlike oog raak sien, lyk dit of dit die einde van alles is. En wie kan ontken, broeders en susters, dat dit ook baie keer die taal is wat ons dag in en dag uit in ons eie lewe in die wêreld hoor. Daar word mense gebore en daar's groot verwagting. Heerlike beloftes vir 'n lewe wat voorlê. Vergesigte wat gesien word. Die mens werk en hy woel en hy bou op. Hy koester hoë ideale van die nuwe lewe wat gekom het. Maar wat is baie maal die einde? Is dit nie maar ook soos die boek Genesis dit vanaand ook aan ons stel? 'n pragtige begin met al die lewe wat uit niks uit as het ware geskep word. 'n pragtige begin. Maar die einde is niks anders as 'n doodkus nie. Die doodkus en 'n koue graf in 'n kerkhof. En daarom is dit dan ook baie keer, liewe gemeente, dat die ou wêreld ook so sê en baie keer so leef ook. Laat ons liewer nou maar eet en drink en vrolik wees. Môre sterf ons tog in elk geval. Is die doodkus daar? Wat vir 'n toekoms bly uiteindelik oor? Wat kan 'n mens nog verwag? Het ons nie reeds gesien waar dit met die mens eindig met al sy hoë ontwikkeling en al sy kulturele prestasies nie? Hoe groot was die verwagting van die mensdom nie aan die begin van ons eeu nie, byvoorbeeld, broeders en susters? 'n hemel op aarde is verwag, wat deur die ontwikkeling van die mens sou neerdaal. En waarop het die verwagting van die mensdom uiteindelik uitgeloop? Op 2 verwoestende wêreldoorloë. Waardeur alles wat die mens wat uiteindelik met al die verwagtinge gebore is en geleef het, waarin alles wat deur hom opgebou is, as het ware met die grond gelyk gevee is. En in plaas van 'n lewe in volheid en in ryke ontplooiing, het daar eindelose kerkhowe waar duisende mense begrawe lê ontstaan. Ja, die bloei van die nasies. Aan die einde van Genesis se doodkus. En so sê die mens van die 20ste eeu ook. So staan dit ook vandag nog. Die wêreld word eintlik een groot kerkhof. Ons lewe midde in die dood, en die dood is eintlik die doelpunt van vir baie mense in hulle lewe. 'n doodkus aan die einde. Die einde van die lewe, die einde van die wêreld. Dis dan ook vandag die taal wat allerweë ook gehoor word. Jy weet self, daar word vandag baie gepraat oor besoedeling. Baie planne word deur die mens bedink om die besoedeling wat deur die mens self veroorsaak is, te probeer afweer. Internasionale konferensies word gehou, en is seker ook goed dat daar baie in hierdie opsig gedoen word en dat daar beplan word. Dis selfs noodsaaklik, want die mens het immers die roeping en die taak van God ontvang om te bewerk en te bewaak, om te heers oor die skepping, oor die lewe wat God uiteindelik uit niks uitgeroep het. En tog, ten spyte van dit alles, is die ondertoon in wat die mens sê en doen dit, dat het eintlik gaan stil word op die planeet. Dat 'n kombers van koolsuurgas, het iemand dit nou die dag beskrywe, die planeet gaan omhul, en dat alle lewe uiteindelik versmoor gaan word. In die koerant het ek nou die dag die berig raak gelees,
dat tot 72% van die wêreld se voëlspesies kan binne enkele dekades totaal uitgewis word as daar nie 'n verandering in die klimaatsomstandighede plaasvind nie. 'n Verslag van die WWF, die Wêreld Natuurfonds. Alles dui as dit ware op die taal van die laaste hoofstuk in Genesis. Die blye stem van kinders, van bruide en bruidegomme, sal nie meer gehoor word nie. Dat dit sal stil word in die skepping van God, wat hy met soveel verwagting en aansien geroep het. Dan is dit mos soos Genesis dit stel. Josef het gesterf 110 jaar oud. Hulle het hom gebalsem en in 'n kus gesit. In Egipte, in die vreemde. Dis die einde van die mense bestaan op aarde. Dis wat die mens met sy natuurlike oog sien, broeders en susters en kinders. Dis wat u en ek elke dag hoor in al wat 'n stuk media is. 'n Ontstaan, 'n gebore word, 'n opgroei en uiteindelik 'n sterwe. Genesis, die boek van die lewe, eindig met 'n doodkus. So lees die mens die geskiedenis van die wêreld. En hoe menigmaal word ook ons nie, broeders en susters, in hierdie greep van wanhoop en moedeloosheid vasgevang nie. Waarom sal ons nog inspann? Waarom sal ons probeer bou en bedrywig wees? Daarby maar enkele jare oor, dan is dit ook maar weer die einde. Die boek Genesis, die boek van wording, die boek van ontstaan, eindig met 'n doodkus. Maar liewe gemeente van Jesus Christus, al sou dit vir die mens in sy verdwaasdheid lyk of die geskiedenis vasloop met 'n doodkus in Egipte, is dit nie regtig die waarheid nie. So is dit nie, want die woord van God laat ons verder kyk as die doodkus. Laat ons meer hoor as net van die boek Genesis. Dat God se woord hou nie by Genesis op nie. Daar volg juis ook 'n Exodus. Die boek volg direk op die boek Genesis, die boek van die lewe. 'n Uittog, Exodus, wat beteken die uittog, 'n uitgang. Die woord eindig nie met die afgeslotenheid in Egipte nie, en 'n inperking in 'n kus nie. Daar is ook 'n uitgang, en daar is ook 'n perspektief, veel wyer as wat 'n mens ooit in sy beperkte visie kan raak sien. 'n Uitgang, 'n uitleiding. En in die lig, liewe broeders en susters, mag u en ek ook vanaand weer na hierdie kus aan die einde van Genesis kyk. Dit was vir die Israeliete juis nie die einde van die pad nie. Hulle bestaan eindig nie met 'n doodkus nie. Inteendeel, daardie doodkus spreek nie van die dood en die einde alleen nie, maar dit skitter en dit straal uiteindelik ook iets anders uit. Daar straal 'n lig van hierdie doodskus af uit, want die man wat in hierdie doodskus gebalsem is en uiteindelik geplaas is, het juis die gevleelde woorde voor sy dood gesê: ja, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na 'n land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En as God sekerlik op julle ag sal gee, bring dan ook my gebeente hier vandaan saam. Josef het juis aan sy volk gesê: hier wil ek nie begrawe word nie.
Want dis nie die einde nie. Moet my nie in hierdie land in 'n graf lê, waar ek uiteindelik vergaan nie. Plaas my in 'n kus, en ek weet hiervandaan sal die Here julle weer uitlei. Daar kom weer 'n Exodus. En omdat ek dit verwag, daarom moet julle my bene in 'n kus plaas, sodat ek saam met julle kan trek na die beloofde land. En is dit nie opvallend nie, broeders en susters, daarom juis het die Israeliete ook gebruik gemaak van die kuns van die Egiptenare en vir Josef laat balsem. Josef wag op die dag van uittog en die ingang na die land van die belofte. Die doodkus praat dus nie net van die einde nie, maar juis van 'n toekoms wat aan die kom is. En wat 'n inspirasie was dit nie vir die volk Israel in die jare wat nog voorgelê het nie. Want vir die volk het daar bitter moeilike tye voorgelê, swaarder en moeilike tye. Die weldade wat Josef aan die Egiptenare as 'n nasie bewys het hulle spoedig vergeet. En die vreemde oorheersers het meer en meer die skroewe aangedraai en dit vir die volk uiters moeilik gemaak. Sweepslae en slawerny, bedreiging en uitroeiing, kindertjies wat om die lewe gebring is. Maar midde in die dood selfs van die klein ou kindertjies en die nood van hierdie slawerny en harde hande arbeid, het daar die doodkus aan die einde van Genesis hierdie volk bly inspireer om verder te kyk as die moeitevolle arbeid waarin hulle nou vasgevang sit. Dit het hulle bly inspireer. Dit was die teken dat daar uiteindelik ook 'n uittog gaan kom, 'n verlossing gaan kom. Hoe het Josef dan nie ook deur die dieptes heen gegaan nie? En telkens het die Here hom weer vasgehou. Josef se eie lewe getuig van die trou van die Here. So spreek sy lewe en sy dood dag vir dag nog vir die volk wat agterbly in Egipte. Telke maal as hulle die kus gesien het, dan roep dit weer hulle toe. God se beloftes skiet nooit tekort nie. Dit faal nooit nie. En as die Israeliete sug onder die slaaf van die Egiptenare, as dit vir hulle lyk asof dit die einde is wat gekom het, dan spreek die Here weer tot hulle deur die woorde van Josef en sy bevel oor die dood. Genesis eindig nie in die vreemde en in die dood nie. Daar kom 'n uittog, daar kom 'n Exodus. Julle sal uitgelei word uit die slawerny en ingaan in die beloofde land. En daarom was die doodkus nie 'n onheilspellende teken van die einde nie, maar 'n sigbare profesie van die komende besoek van God as die groot verlosser. En die Here het die woord waargemaak. Dit het vir Israel nie by Genesis opgehou nie. 'n Exodus het gevolg. Die uittog uit die slawerny na die beloofde land van melk en honing. Exodus is die vervulling van die belofte wat God deur Josef aan sy volk gemaak het. Die bekroning van die geloof en hoop. En uiteindelik wanneer die 100.000 uittrek na Kanaan, dan is daar onder die uittrekkende skare altyd manne wat die kus van Josef op hulle skouers gedra het, deur die hele woestyntog heen. Dit was dus nie 'n begrafnisstoet nie, 'n stoet waar daar klaagsange gesing is nie. Nee, 'n lewensstoet met optogliedere op pad na die beloofde land. Want nou gaan in vervulling dit wat deur soveel jare aan hulle deur die doodkus verkondig is. Uit die ballingskap van slawerny na die beloofde land.
En nou, liewe gemeente, dieselfde taal word opnuut in die Nuwe Testament verkondig. Weet jy, dis opmerklik dat die evangelie van Matteus ook begin met die woord Genesis. Dit gaan ook in die begin van Genesis oor die geboorte van Jesus Christus. Maar net soos Genesis begin met die skepping van alle dinge uit niks uit nie, so begin Matteus met die wording van Jesus Christus, die Seun van God, die Messias. Maar net soos Genesis begin met die wording van alles wat in die skepping tot stand kom, begin Matteus met Jesus Christus. Sy geboorte word beskryf. Sy koms na die wêreld as die groot verlosser. Maar waar eindig die boek Matteus weer? Ook met die dood van Christus. Maar weet jy, as Jesus Christus aan die kruispaal sterf, dan is dit weer nie die laaste hoofstuk nie. Daar volg ook 'n hoofstuk 28, waar ons weer by 'n graf uitgebring word. Weer staan daar vroue by die graf van Jesus. Dit wou vir hulle voorkom asof Jesus dood is. Asof daar geen toekoms, geen uitsig meer was nie. Het die tweede Genesis nie net so heerlik begin soos die Genesis in die ou verbond nie. En eindig die tweede Genesis nie ook weer by 'n graf nie. So hoor ons, liewe gemeente, ook die Emmausgangers praat as hulle van Jerusalem af wegstap. Ag, ons het so gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit al vandag die 3de dag van dat dit alles plaasgevind het. 'n totale moedeloosheid het hulle omvou. Maar nou, broeders en susters, kinders, die einde van die Genesis van die Nuwe Testament, die einde van die evangelie van Matteus, bring ons juis ook by 'n graf. Maar nie by 'n toegraf nie, maar juis by 'n oopgemaakte graf. 'n Oopgebreekte graf. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Jesus het opgestaan uit die dood. Daar was ook 'n pad uit. 'n Pad deur en uit die dood. En so het Christus, wat na die hemel gegaan het, vir ons die teken van 'n geopende graf agtergelaat. En dit beteken dat die lewe van hulle wat tot die volk van God behoort, nooit meer vasloop nie. Nooit meer tot 'n uiteinde stilstand kom by 'n doodkus nie. Daar is altyd die oop graf, wat aan jou en my nuwe perspektief bring, as ons nie meer kan kyk nie. Dit het nou 'n deurgang geword uit die vreemde Egipte, van hierdie wêreld na die belofte, na die verlossing. By Josef was daar nog 'n kus, wel 'n gebalsemde lijk, maar wat eintlik uitgeroep het, daar kom 'n ander lewe. Maar nou met Christus kom die volle werklikheid. Die Genesis van die Nuwe Testament eindig met 'n oop graf. En hierdie oop graf roep vanaand nog vir jou en my toe. Die sware skuld, alle skuld is betaal. En daarom moet God se kinders nie vroeg uiteindelik met hulle eie skuld en sonde beproewinge. Mag ons uitgryp na die uitgang, die deurgang, die voltooiing. Die sware skuld is betaal. Christus het gesterf, ja, maar hy het alles betaal. Daarom, omdat alle straf betaal is, gaan sy graf oop. Daar volg dus 'n ware exodus.
uitgaan uit die ellende na die lewe, die ware Kanaan van alle tye. En daarom, liewe broeders en susters, sit ons nie vanaand nog 'n worstel met Egipte nie. Maar mag u en ek in Jesus Christus die lewe vasgryp. En nou haal God nie die lewe met sy beproewinge weg van ons nie. Die lewe van 'n gelowige is nie 'n gelyk en 'n vaal plateau van enersheid nie. Van suksesse, van 'n super voorspoed wat jy opgeregtig is nie, omdat jy 'n gelowige is nie. Maar dat ons in die swaar van die dag uiteindelik God se kaphou kan raak voel. Hoe dat hy en my as lewende stene gereed kap in ons swaar kry, in ons hartseer en ons pyn, dat ons kan vasgryp aan die groot Exodus in Jesus Christus. En daarom, liewe gemeente, as ons hier baie keer in moeite en stryd en in aanvegting en wanhoop wil versink, as die lewe vir u en my, en snaaks dit gebeur ook met gelowiges, as dit vir u ook baie keer voel, maar u het nie meer uitsig nie, u weet nie meer watter kant toe nie. As 'n mens voel dat jy moedeloos geword het, as dit lyk asof dit die einde is, dan mag 'n gelowige altyd weet. En ons hoef nie te kyk na praktiese doodkiste, maar ons kan kyk na 'n oop graf waarin 'n lewende Christus waarborg dat hy alles vir ons gedra het nie. Dat hy uiteindelik die ware uitgang is nie. Die graf is oop. En nou trek God se volk uit. Ja, in beginsel reeds in hierdie lewe, maar eenmaal volkome. Want daar is 'n oop graf aan die einde van die Nuwe Testamentiese Genesis. Genesis, 'n ietwat van 'n morbiede einde met 'n doodkus. En tog 'n Exodus wat 'n uitleiding en 'n uittog waarborg. Soos wat ons uiteindelik in die evangelie van 'n oop graf ook elke keer weer getroos mag word. By die klaagbanke van die wêreld hoef ons nooit vas te staan nie. Maar mag ons in die uittog deur Jesus Christus, die groot Exodus, die musiek van die hemel hoor. Alles dit dan bety daar in die swaar klanke, die mineurklanke wat ons soms nie begryp nie. Maar wat ons weet, gedra word deur die groot majeur akkoord van ons verlosser, wat nie in 'n doodkus gebalsem is nie, maar vir ons 'n oop graf agtergelaat het. Ek lewe. En dat ons uiteindelik mag lewe met die lese in ons harte en ons oë en ons hande. Maranatha. Kom Here Jesus. Ja, kom gou. Amen. Kom ons dank hom. Onse Vader in die hemel, ons dank U Here dat ons mag weet dat in die seer en in die swaar van die lewe wat ons soms nie begryp of verstaan nie, ons uiteindelik die kaphoue mag voel, hoe dat U ons gereed bytel, sodat ons as lewende stene mag inpas in U gebou. Dat ons mag lewe in die waarheid dat U uiteindelik ook die uitgang bewerk het. Die groot Exodus in Jesus Christus, ons verlosser en heiland. Here, gee dat ons deur U Gees en woord keer op keer U mag omhels, ook in ons lewe. Dat ons keer op keer ook ons perspektief mag optel. Gewaarborg in 'n oop graf. Die dood waarvan die laaste angel ook uitgetrek is. En 'n perspektief op 'n lewe vol genade en krag. En uiteindelik 'n lewe in volheid. Ons dank U Here vir U woord wat ons mag troos in 'n ou stikkende wêreld. Hou ons vas in die holte van U hand om Jesus Christus wil. Amen.
Kom ons dien die Here met ons offergawes, broeders en susters en kinders. En dan sluit ons af met die 3 verse uit Lied 525. Ek gaan dit nie aan u voorlees nie. Lied 525, ons sing vers 1, 2 en 3 na ons die Here gedien het met ons offergawes. Ontvang nou met 'n biddende hart die seën van die Here, broeders en susters, en gaan lewe en werk nie in die gees van 'n doodkus waarin die moedeloosheid soms oorneem nie, maar in die vreugde van die groot Exodus in Jesus Christus. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.